AfriForum het die afgelope tyd verskeie belangrike oorwinnings en aksies behaal wat openbare dienslewering, gemeenskapsveiligheid en regverdige prosesbeheer bevorder. Van 'n hofoorwinning teen NERSA oor kragtariewe tot druk op Eskom om sonpaneelreëls te verslap en van die roep vir veiligheid op militêre basisse tot die beskerming van matrikulante se reg op openbare uitslae, bly ons 'n aktiewe stem vir verbruikers en gemeenskappe. Tergelyk waarsku ons teen vertraging in strafsaake en die misbruik van munisipale appelle en bevorder ons protes teen landelike geweld. Ek is Elmarie Gelderblom. Welkom by AfriForum in Fokus. In die hooftrekke: hofoorwinning teen NERSA. Hooggeregshof verklaar NERSA se goedkeuring van kragtariewe sonder kostestudies en openbare deelname ongrondwetlik. Sekuriteit by militêre basisse, herhaalde inbrake by De Brug basis buite Bloemfontein beklemtoon swak sekuriteit en gebrek aan verantwoordbaarheid. Sonkragreëls verslap. Huishoudelike sonkragverbruikers hoef nie meer 'n professionele ingenieur te gebruik nie. NWU en Dreensang. Noordwes Universiteit weier om die Kiel de Boer Dreensang te veroordeel ten spyte van eie beleid teen beledigende taal. AfriForum hofoorwinning. NERSA se proses vir goedkeuring van kragtariewe ongrondwetlik. AfriForum het 'n hofsaak teen die nasionale energiereguleerder NERSA gewen, toe die Hooggeregshof in Pretoria beslis het dat NERSA se goedkeuring van munisipale kragtariewe sonder kostestudies en openbare deelname ongrondwetlik is. Die hof het ook AfriForum se versoek toegestaan om vaste tydlyne vir toekomstige openbare deelname te bepaal, wat groter deursigtigheid in tariefverhogings sal verseker. Volgens die uitspraak moet NERSA teen 31 Januarie 2026 Eskom se nuwe tariewe bekend maak met finale goedkeurings teen 5 Mei 2026. Die hof het verder bepaal dat alle tariefaansoeke kostestudies moet insluit. Dit is 'n oorwinning vir alle elektrisiteitsverbruikers en 'n waarborg vir 'n regverdige proses, sê Morney Mostert van AfriForum. Die uitspraak is AfriForum se derde opeenvolgende oorwinning teen NERSA. AfriForum en Minerale Raad van Suid-Afrika veg saam om Eskom NERSA skikking te stop. Die Minerale Raad van Suid-Afrika het op 10 November by AfriForum aangesluit in sy hofstryd om Eskom en NERSA se omstrede R54 miljard skikking te keer. AfriForum het die skikking reeds in Oktober tydelik gestuit nadat Eskom aangevoer het dat openbare deelname nie nodig was nie. Die raad, wat die meeste myne in Suid-Afrika verteenwoordig, sê hulle is nooit ingelig oor Eskom se betwisting van NERSA se oorspronklike besluit of die goedkeuring van verdere tariefverhogings nie. Hulle meen die proses was onregverdig en sonder openbare insette, wat ernstige gevolge vir die mynbousektor kan hê. Volgens AfriForum se Morney Mostert is dit bemoedigend dat nog 'n invloedryke rolspeler toetree om te verseker dat Eskom en NERSA nie besluite sonder behoorlike konsultasie neem wat verbruikers duur te staan kom nie. SAPD skop slagoffer se familie uit hof toe sokkerster verskyn. Die sokkerspeler Sean Moghaila, beskuldig van 'n ongeluk wat die 9-jarige Gomolemo Mafibela se lewe geëis het op 6 November in die Tembisa Landdroshof verskyn. Lede van die SAPD het egter Gomolemo se vader en tante beveel om die hof te verlaat, terwyl Moghaila se ondersteuners toegelaat is om te bly, iets wat AfriForum se vervolgingseenheid as onmenslik en onregverdig beskryf het. Moghaila, wat borg van 20.000 ontvang het, staar aanklagte van strafbare manslag en roekelose bestuur in die gesig. Volgens Barry Bateman van AfriForum toon hierdie voorval die verval van die strafregstelsel en hoe slagoffers dikwels geminag word. AfriForum se privaat vervolgingseenheid het onlangs ook sukses behaal toe Vusi Songwe, wat 2 mense doodgery het, tot 3 jaar tronkstraf gevonnis is. Hierdie gevalle, sê Bateman, wys hoe die owerhede dikwels versuim om sake van strafbare manslag ernstig op te neem en hoe AfriForum moes ingryp om geregtigheid vir slagoffers te verseker. Militêre basisse 'n paradys vir misdadigers. AfriForum eis antwoorde van die minister van verdediging en die hoof van die weermag na herhaalde inbrake by De Brug basis buite Bloemfontein, waar ploftoestelle, mortieronderdele en ammunisie gesteel is. Ons sê dit is 'n verdere bewys van swak sekuriteit en 'n gebrek aan verantwoordbaarheid binne die Suid-Afrikaanse nasionale weermag. Volgens Jacques Broodryk, AfriForum se woordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, is dit kommerwekkend dat burgerlikes en 'n private sekuriteitsmaatskappy en nie militêre personeel nie, die verdagtes moes vasvat en die gesteelde items terugkry.
Hy sê dit wys dat die weermag se sekuriteitstelsels eenvoudig nie funksioneer nie. AfriForum herinner daaraan dat wapendiefstal en korrupsie by basisse landwyd reeds jarelank voortduur. In 2023 is 'n weermaglid in Bloemfontein in hegtenis geneem vir die diefstal en herverkoop van wapens, ammunisie en selfs 'n handgranaat. Wanneer die staat nie eens sy eie wapens kan beskerm nie, is gewone burgers direk in gevaar, sê Broodryk. Ons verdedigingsinstellings het oor tyd verswak en nou sien ons die gevolge. Hy sluit af dat dit tyd is vir ernstige introspeksie binne die weermag en dat daar dringend opgetree moet word om dissipline en sekuriteit te herstel voordat nog gevaarlike wapens in verkeerde hande beland. Onthullings by Matlanga-kommissie bewys noodsaaklikheid om polisiemagte te desentraliseer, sê AfriForum. AfriForum het ons oproep vir die devolusie van polisiemagte hernie na onthullings by die Matlanga-kommissie wat korrupsie, politieke inmenging en kriminele infiltrasie binne die SAPD blootgelê het. Volgens ons bevestig die bevindinge dat die gesentraliseerde model Suid-Afrikaners in die steek laat en dat wetstoepassing nader aan gemeenskappe gebring moet word. Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, sê die polisiediens is verlam deur interne politiek en korrupsie en dat desentralisasie noodsaaklik is om aanspreeklikheid en doeltreffendheid te herstel. Hy meen die huidige stelsel, wat vanuit Pretoria beheer word, is 'n enkele mislukkingspunt. AfriForum glo provinsiale en plaaslike owerhede is beter geplaas om veiligheidsprioriteite te bepaal, hulpbronne te bestuur en met gemeenskapsveiligheidsstrukture saam te werk. Die stelsel is gebroke, sê Broodryk. Om vertroue te herstel, moet mag aan die mense teruggegee word. AfriForum dwing Eskom om sonpaneelreëls te verslap. Na volgehou druk van AfriForum het Eskom aangekondig dat huishoudelike sonkragverbruikers nie meer 'n professionele ingenieur hoef te gebruik om hul stelsels te sertifiseer nie. 'n Geregistreerde elektriesien mag nou die aftekening doen, 'n groot oorwinning vir verbruikers wat krag direk van Eskom ontvang. AfriForum het Eskom vroeër uitgedaag oor die regsgrondslag vir sy streng en duur vereistes en na verskeie briewe, insluitend 'n prokureursbrief, moes Eskom uiteindelik toegee. Hierdie verandering bevestig wat ons van die begin af gesê het. Die vereistes was onrealisties en onwettig, sê Deirdre Steffens, AfriForum se raadgewer vir plaaslike regeringssake. Alhoewel AfriForum die besluit verwelkom, waarsku ons dat Eskom steeds nie 'n geldige wettige basis het vir sy sogenaamde verpligte registrasie of moontlike boetes na Maart 2026 nie. Ons sal hierdie proses fyn dophou, sê Steffens. Ons steun veiligheid en behoorlike standaarde, maar sal nie toelaat dat verbruikers deur onwettige vereistes benadeel word nie. AfriForum beskou die verandering as 'n duidelike bewys dat georganiseerde gemeenskapsdruk werklik 'n verskil kan maak. Kiel the Boer, NWU goedkeuring van die dreensang op kampus teleurstellend, in stryd met eie beleid. AfriForum Jeug sê dit is teleurstellend dat die Noordwes Universiteit nie die sing van die Kiel the Boer dreensang op kampus veroordeel het nie, ondanks sy eie beleid wat Cree of beledigende taal verbied. Die NWU het in 'n skrywe aan AfriForum Jeug gesê dat die lied in konteks verstaan moet word en dat geen aanhitsing tot geweld tydens die EFF Student Command se optog op 22 September plaasgevind het nie. Volgens AfriForum Jeug is die houding in stryd met die universiteit se eie waardes en ondermyn dit studente se gevoel van veiligheid. Deur te weier om die dreensang te veroordeel, wys die NWU dat die veiligheid en waardigheid van sekere studente nie 'n prioriteit is nie, sê Yvonne Gerber. Die organisasie het die universiteit versoek om sy besluit te heroorweeg en in die toekoms duidelik teen verdeeldheid en geweld standpunt in te neem. Waarom is geen ANC-lid vervolg vir my pa se moord nie en waar is sy liggaam? Vra seun van slagoffer. Die familie van Jaap van der Merwe, wat in 1978 deur ANC insypelaars naby die Botswana-grens vermoor is, het AfriForum genader om antwoorde te kry oor waarom geen ANC-lid ooit vir die moord vervolg is nie en waarom sy liggaam nooit gevind is nie.
AfriForum het die saak by die Kampepe-kommissie ingedien wat ondersoek instel na waarom sekere apartheidsera sake nooit vervolg is nie. Die een oorlewende verdagte wat destyds die naam Johan Msebi gebruik het nooit amnestie by die Waarheids- en Versoeningskommissie versoek nie, maar is later blykbaar deur die staat in diens geneem. AfriForum se uitvoerende hoof Kali Kriel sê die NVG se versuim om die moord na 47 jaar te ondersoek, dui op politieke inmenging om ANC-leiers te beskerm. Van der Merwe is doodgeskiet toe hy 'n saamreggeleentheid aan ANC insypelaars wou gee en sy familie kon nooit afsluiting kry nie. AfriForum se privaat vervolgingseenheid onder leiding van advokaat Gerry Nel gaan druk uitoefen vir 'n geregtelike doodsondersoek soortgelyk aan die van die Kraddock 4. Kriel meen die NVG se fokus op misdade van die vorige regime, terwyl ANC terreurdade geïgnoreer word, is 'n blaatante onreg. Hy sê AfriForum sal aanhou veg dat ook hierdie families antwoorde en geregtigheid kry. Uitstel van Kampepe-kommissie se sittings teleurstellend. AfriForum het sy teleurstelling uitgespreek nadat die eerste sitting van die Kampepe-kommissie wat in Pretoria sou begin, uitgestel is. Dit beteken dat die families van minstens 7 slagoffers van ANC terreuraanvalle nog langer moet wag op antwoorde. AfriForum verteenwoordig die familie van Jaap van der Merwe, wat in 1978 deur ANC insypelaars vermoor is, en tree ook namens die van Ek-familie op, wie se familielede in 1985 in 'n ANC landmynaanval gesterf het. Volgens Kali Kriel, uitvoerende hoof van AfriForum, verdien die families net soos die van die Kraddock 4 antwoorde oor waarom geen ANC-leiers nog vir hierdie misdade vervolg is nie. Hy sê die kommissie moet ondersoek instel na moontlike politieke inmenging wat vervolging verhinder het. Dis al dekades sedert hierdie mense hul geliefdes verloor het en steeds is daar geen geregtigheid nie. Die uitstel is 'n groot terugslag vir die familie, sê Kriel. AfriForum se waarskuwings oor onteiening sonder vergoeding bevestig deur Masitile se kommentaar in parlement. Die ANC bly vasberade om onteiening sonder vergoeding deur te voer, iets waarteen AfriForum al jare lank waarsku. Tydens 'n parlementêre sessie het adjunkpresident Paul Masitile bevestig dat die party steeds sy 2017 resolusie oor grondonteiening sonder vergoeding ondersteun. Hy het verduidelik dat hoewel die poging om artikel 25 van die grondwet te wysig misluk het, die onteieningswet wat deur president Cyril Ramaphosa onderteken is, nou daardie doel dien. Ernst van Sail, AfriForum se hoof van openbare betrekkinge, sê Masitile se woorde ontbloot die ANC se werklike bedoelings, ten spyte van ontkennings deur sommige ondersteuners. Die ANC se eie verklaringe bevestig dat privaat eiendomsreg in gevaar is, sê hy. AfriForum het bevestig dat ons die onteieningswet in 2026 in die hof sal beveg en sal voortgaan om bewusmaking oor die bedreiging van eiendomsreg te doen, plaaslik en internasionaal. Kogta verslag wys omvang van mislukkings in munisipale bestuur, sê AfriForum. AfriForum sê die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Kogta, se jongste verslag oor plaaslike regering bevestig wat gemeenskappe lankal weet. Munisipaliteite is bankrot en nie in staat om basiese dienste te lewer nie. Die verslag toon dat meeste munisipaliteite met onbefondste begrotings, toenemende skuld en ernstige kontantvloei krisisse worstel, terwyl infrastruktuur verval en inwoners die gevolge dra. Volgens Lambert de Klerk, AfriForum se hoof van omgewingsake, wys die verslag dat geld wel bestee word, maar nie slim nie. Ten spyte van miljarde wat aan infrastruktuurherstelwerk bestee word, bly waterverliese en verval toeneem. AfriForum waarsku dat die land se waterkrisis nie opgelos kan word deur reaktiewe toelaas terwyl munisipaliteite finansiëel en administratief in duie stort nie. Ons dring aan op aanspreeklikheid en gevolgbestuur teen munisipale bestuurders en sê ons sal aanhou om gemeenskappe te ondersteun om watersekerheid self te beskerm, want toegang tot skoon water is 'n grondwetlike reg, nie 'n politieke guns nie. Watter hof? Eenvoudige besluit. Hou strafbare manslagsaak vir langer as 'n jaar uit hof.
'n strafbare manslagsaak teen Gareth Webster, wat in 2022 'n motorongeluk veroorsaak het, waarin Danielle van Jaarsveld gesterf het, is al meer as 'n jaar vertraag omdat die nasionale vervolgingsgesag nie kan besluit of dit in die distrikshof of streekshof aangehoor moet word nie. AfriForum se privaat vervolgingseenheid, wat van Jaarsveld se suster, Desiree Keating, verteenwoordig, sê die vertraging is onaanvaarbaar en wys op die ineenstorting van die strafregstelsel. Die ongeluk het op Swartvleistrandweg in Sedgefield plaasgevind, toe Webster se Audi SQ5 teen van Jaarsveld se Kia gebots het. Keating sê die NVG se stilstand het hul familie se rouproses verleng en hul vertroue in die regstelsel ondermyn. Geregtigheid wat vertraag word, is geregtigheid wat ontsê word, sê sy. Volgens AfriForum word sake van strafbare manslag dikwels nie ernstig deur die owerhede opgeneem nie, met swak ondersoeke en jarelange vertragings. Die eenheid hou aan druk uitoefen om te verseker dat Webster uiteindelik vervolg word. Beskuldigde wat glo vrou met skroewedraaiers steek, steeds op vrye voet. Meer as 'n jaar nadat Gregory Kleinhans van 'n geslagsgebaseerde aanval op Helena Fairley verhoor moes word, bly hy voortvlugtig terwyl die polisie glo geen vordering toon nie. Fairley, wat verskeie kere met 'n skroewedraaier gesteek is, moes self probeer om hom op te spoor en het nou AfriForum se privaat vervolgingseenheid om hulp genader. Die eenheid het die polisie skriftelik gevra om te verduidelik waarom hulle versuim het om Kleinhans aan te keer en doen ook 'n beroep op die publiek om inligting oor sy verblyf te deel. Volgens Fairley ignoreer die ondersoekbeampte herhaaldelike leidrade en toon min belangstelling in die saak. Barry Bateman, woordvoerder van die eenheid, sê dit is nog 'n voorbeeld van die staat se mislukking om geslagsgebaseerde geweld ernstig op te neem. Advokaat Gerry Nel voeg by dat die polisie en die NVG se traagheid 'n belediging is vir slagoffers wat reeds trauma beleef het. Die eenheid vra dat enigeen met inligting oor Kleinhans, ook bekend as Greg Wexler, die saak onmiddellik aanmeld by onsvervolg@afriforum.co.za. Nog 'n Ngwathe appel ten koste van dienslewering. AfriForum sit hofstryd voort. AfriForum se hofstryd teen die Ngwathe plaaslike munisipaliteit duur voort, ondanks die munisipaliteit se plan om nou by die konstitusionele hof appel aan te teken. Dit volg nadat die hoogste hof van appel onlangs Ngwathe se tweede appelaansoek met koste van die hand gewys het en bevind het dat daar geen redelike kans op sukses bestaan nie. Volgens Alta Pretorius, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Mooirivier, is die stap 'n bewys dat die munisipaliteit meer daarin belangstel om tyd te wen as om dienslewering te verbeter. In plaas daarvan om geld en energie aan water, riool en infrastruktuur te bestee, mors hulle belastingbetalers se geld aan hofprosesse, sê sy. AfriForum het intussen 'n aansoek ingevolge artikel 18.3 gebring om te vra dat die bestaande hofbevel wat die ontbinding van die munisipale raad en provinsiale ingryping vereis, hangende die appel afgedwing word. AfriForum sê hulle sal nie toelaat dat onbevoegde munisipaliteite die regsproses misbruik om verantwoordbaarheid te ontduik nie en beloof om inwoners van Parys, Heilbron, Koppies en Vredefort te bly bystaan in hul stryd vir beter dienslewering. Uitspraak voorbehou in saak oor bekendmaking van matriekuitslae. Die uitspraak van die hofsaak waarin AfriForum betrokke is oor die bekendmaking van matriekuitslae in koerante en op ander openbare platforms is voorbehou. Die saak is op 27 en 28 Oktober 2025 deur 'n volbank regters in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor. Volgens Alana Bailey, AfriForum se hoof van kultuursake, het die geskil in 2022 ontstaan toe die Departement van Basiese Onderwys probeer het om openbare bekendmaking van matriekuitslae te verbied. 'n Regter het destyds bepaal dat die bekendmaking in openbare belang is en dat die gebruik van eksamennommers voldoende privaatheid bied. Aan die einde van 2024 het die inligtingreguleerder probeer verhoed dat die 2024 matriekuitslae bekend gemaak word, maar op 8 Januarie 2025 het regter Ronel Talmay uitspraak gelewer ten gunste van publikasie. Die DBO voer aan dat die bevel steeds geldig is en dat dit geen ander keuse het as om publikasie toe te laat nie. Die huidige hofsaak behandel nou die meriete van die bekendmaking, insluitend die aard van persoonlike inligting en die belange van diegene wat toegang tot die uitslae deur openbare platforms wil hê. AfriForum steun openbare bekendmaking.
Bailey sê matrikulante versoek gereeld hulp om te verseker dat hul uitslae steeds in die media beskikbaar is en dat die uitspraak sal help om duidelikheid te skep oor privaatheid versus openbare belang. Gauteng online plasings, Johannesburg se ouers ook moedeloos gesukkel. Na AfriForum 'n prokureursbrief aan die Gautengse ALR vir onderwys gestuur het oor probleme met die aanlyn skoolplasingsstelsel, het dit gebleik dat die kwessie veel wyer strek as Pretoria en Centurion. Steeds meer klagtes stroom nou uit Johannesburg in oor verkeerde of geen plasings van leerders vir die 2026 skooljaar nie. Volgens Karin Bloem, hoof van onderwysprojekte by AfriForum, ontvang hulle daagliks oproepe van ouers wat sedert die openingsdag van die aanlyn stelsel nog geen terugvoer gekry het nie, ondanks die feit dat alle dokumente ingehandig is. Sommige ouers ontdek slegs per toeval dat hul kinders geplaas is, terwyl ander by skole geplaas is wat nie hul voorkeur was nie. Bloem sê die stelsel veroorsaak meer verwarring as hulp en dat die departement nie in staat is om die proses deursigtig te bestuur nie. Sy meen skole behoort self beheer oor registrasies te hê en daarna plasings aan die departement deur te gee. AfriForum wag steeds op terugvoer op 'n prokureursbrief en versoek ouers om enige probleme aan onderwys@afriforum.co.za te stuur. Gierigheid by Umgeni Utukela vergiftig Suid-Afrika se watervoorsieningsketting. AfriForum eis antwoorde. AfriForum eis die onmiddellike bedanking van Kanyisane Stanley Shadu, 'n raadslid by Umgeni Utukela Water, oor sy beweerde betrokkenheid by 'n pyplynskandaal van R390 miljoen, 'n projek wat slegs sowat R80 miljoen moes kos. Ons vra ook dat alle relevante dokumentasie oor die projek openbaar gemaak word. Volgens ons het Shandu nie sy aandelehouding in die betrokke maatskappy verklaar nie, ondanks sy rol as direkteur. Ons versoek verder dat minister Pemi Mayodina die aanbeveling van die forensiese verslag implementeer en waar nodig kriminele klagte lê. AfriForum beskryf die skandaal as 'n voorbeeld van hoe een daad van gierigheid die hele watervoorsieningsstelsel kan ontwrig. Die IW, wat groot dele van KwaZulu-Natal van water moet voorsien, sukkel reeds met ou infrastruktuur, skuld van meer as R2,7 miljard deur munisipaliteite en toenemende vraag. Die situasie het ruimte geskep vir sogenaamde watermafias, wat infrastruktuur saboteer en water teen buitensporige pryse aan noodlydende gemeenskappe verkoop. Wanneer 'n raadslid sy posisie misbruik terwyl mense sonder water sit, is dit 'n verraad teen elke belastingbetaler, sê Maree de Waal, AfriForum se raadgewer vir omgewingsake. Dra wit vir Dewald, het AfriForum en gesin gevra. AfriForum en Dewald Beetge se familie en vriende het die maand versoek dat wit gedra word op Dinsdag 28 Oktober vir die jong sekuriteitsbeampte wat sy 22ste verjaarsdag in 'n kritieke toestand in 'n Durbanse hospitaal moes deurbring, na 'n wrede plaasaanval 2 weke vroeër. Beetge is op 15 Oktober op 'n familieplaas buite Melville tussen Aberdeen en Port Shepstone in 'n skynbare teregstellingstyl geskiet en het 5 skietwonde in die heup, buik, bors en gesig opgedoen. AfriForum het die aanval en die wreedheid daarvan veroordeel. Die residue en brandwonde op sy gesig het moontlik aangedui dat hulle hom doelbewus wou vermoor. Hy is tot 23 Oktober in 'n geïnduseerde koma gehou en het na 'n noodoperasie en verskeie toetse herstel. Beetge het die verdagtes op die dag van die aanval opgemerk en sy pa Karel onmiddellik gebel. Terwyl hulle op die foon was, het skote weer klink. Karel het na die plaas gejaag en sy seun in kritieke toestand aangetref. AfriForum se Jacques Broodryk het gesê die aanval het die ernstige bedreiging vir landelike gemeenskappe beklemtoon. Die Beetge plaas was die jaar reeds 8 keer die teiken van inbrake en het meer as R50.000 aan verliese gelei. Die dag van wit moes protes teen landelike geweld uitbeeld. Dit is al van ons kant af, sluit aan by AfriForum en word deel van die oplossing. Tot volgende keer, bly ingelig en bly betrokke.